gelede was daar 'n klein ou baba seentjie met die naam Moses. Moses en sy familie is Israeliete wat in die land Egipte woon. Moses se sussie Miriam en haar mammie is baie bekommerd oor hom, want daar is slegte soldate wat al die Israelitiese baba seentjies wil doodmaak. Die koning van Egipte hou net mooi niks van die Israeliete nie. Hy sê, hierdie ou simpel Israeliete moet vir ons werk, maar hulle word nou hopeloos te veel. Een van die dae sal hulle nie meer vir ons wil luister nie, en wat doen ons dan? Ek het 'n slim plan. Kom ons maak al die baba seentjies dood. Miriam en haar mamma is baie lief vir klein Moses, en hulle wil nie eens daaraan dink dat die soldate hom dalk in die hande kan kry nie. Hulle besef dat hulle 'n plan met Moses sal moet maak, want Moses huil soms as hy honger raak, en hulle is so bang die soldate sal hom hoor. Miriam en haar mammie het lank gedink aan 'n plan om vir Moses te help, maar God weet van die baba seentjie Moses, en hy sorg dat die soldate nie vir Moses doodmaak nie. Toe gee God vir Miriam en haar mamma 'n oulike plan. Hulle vleg 'n stewige mandjie van bissies en smeer taai swart pik onder om die mandjie, sodat daar niks water in die mandjie kan kom nie. Hulle sit 'n lekker warm kombersie en 'n sagte kussing binne die mandjie, en hulle laat Moses daarin lê. Toe gaan steek hulle die mandjie versigtig tussen die riete weg. Miriam sê vir haar mamma, Mami, moenie bekommerd wees nie. Ek sal hier by die rivier bly en 'n oogie oor Moses hou. As Moses hier tussen die riete is, sal die soldate hom nie kan kry nie. Miriam kruip agter die riete weg. Moses slaap rustig en soet in sy mandjie. Skielik hoor Miriam iemand wat aangestap kom. Haar hartjie klop bang en benoud. Sê nou die soldate het hulle dopgehou. Miriam loer versigtig deur die riete, en daar sien sy die koning van Egipte se dogter aankom. Die prinses en haar bediendes het na die rivier toe gekom om 'n bietjie te kom swem. Hulle gil en baljaartogte heerlik in die water. Skielik roep een van die bediendes uit, Prinses, hier is iets wat tussen die riete weggesteek is. Dit lyk soos 'n mandjie en dit klink asof daar iets binne-in beweeg. Die bediende wikkel die mandjie los en sy neem dit na die prinses. Die prinses kan haar oë nie glo nie. Binne-in die mandjie lê die skattigste babaatjie. Ag, my moeder, wat 'n dierbare ou dingetjie. Sies tog, hy is seker vreeslik honger, want hoor net hoe hartseer hy ly. O, ek wil hom graag as my eie ou seentjie aanneem, maar waar sal ek tog vir hom kos kry? Vra sy. Miriam, wat die hele tyd stil soos 'n muisie agter die riete gesit het, kom nou stadig nader gestap. Goeiedag, prinses. Miskien kan ek dalk vir u help? Ek weet van 'n vrou wat baie mooi na hierdie babatjie sal kyk. Sy is baie lief vir kindertjies, en ek is seker dat sy nie sal omgee om na hierdie enetjie te kyk nie. Ag, baie dankie, dogtertjie. Sal jy asseblief so vriendelik wees om hierdie vrou te gaan haal, want hierdie arme babietjie is vreeslik honger. Moses huil nou al hoe harder, want hy is nie gewoond aan hierdie vreemde tannie wat hom vashou nie. Hy is honger en hy wil sy mamma hê. Miriam hardloop so vinnig as wat haar voetjies haar kan dra huis toe. Sy kom uit asem by die huis aan. Mamma, roep sy. Mamma, maak oop die
deur! Maak gou, mamma! Miriam en haar mamma hardloop so vinnig as wat hulle kan terug na die rivier. Toe Moses se mamma hom in haar arms optel, bedaar sy gehuil dadelik. Die prinses sien dat die vrou regtig lief is vir kinders en sy vra vir haar of sy vir die klein baba Moses sal oppas. So het dit gekom dat Moses se eie mamma hom grootgemaak het. Toe hy ouer was, het hy by die prinses in haar paleis gaan woon. Hy het daar skool gegaan en hy is net soos 'n belangrike prins behandel. Die soldate kon nou niks aan Moses doen nie, want God het hom bewaar en Moses het 'n pragtige jong man geword. Maar in Moses se hart bly hy altyd 'n Israeliet, al bly hy in die koning se paleis. Dit maak hom vreeslik ongelukkig omdat die koning nie van die Israeliete hou nie. Hy laat hulle vreeslik hard werk en soms word die Israeliete baie onregverdig deur die Egiptenare behandel. Op 'n dag sien Moses hoe 'n nare Egiptenaar een van die Israeliete aanhoudend slaan. Moses word so kwaad toe hy dit sien, dat hy die Egiptenaar sommer net daar mors doodslaan. Moses besef dadelik dat hy moet vlug, want as die koning hoor wat hy gedoen het, sal hy hom laat doodmaak. Moses vlug toe ver weg na 'n vreemde land toe. Daar leer hy 'n man met die naam Jethro ken, wat vir Moses vra om sy skape op te pas. Op 'n dag is Moses weer in die veld by die skape. Skielik sien hy iets brand en Moses skrik vreeslik groot. Wie sal dan nou so laf wees om sommer hier tussen die skape 'n vuur te maak? Moses staan versigtig nader en daar sien hy vlamme in 'n doringbos. Maar weet jy wat? Die bos se takke en blare verbrand nie. Dit is darm baie vreemd, dink Moses. Hy stap nog nader en skielik hoor hy 'n stem. Moses! Moses! Hy kyk oral rond. Nou wie roep dan nou na hom? Hy sien dan niemand nie. Toe sê die stem. Moses, staan doodstil. Moenie nader kom nie. Trek jou sandale uit, want jy staan op grond wat heilig is. Dit is ek, God, wat met jou praat. Moses staan doodstil en luister baie mooi. Wat sal God nou eintlik vir hom van alle mense wil sê? Moses, Sê God. ek wil hê, jy moet nou mense gaan help. Die Israeliete kry baie swaar in Egipte land. Die koning laat hulle baie hard werk en die mense word sleg behandel. Nou wil ek hulle uit Egipte land wegneem en jy moet hulle leier wees. Maar jy hoef nie bang te wees nie, want ek sal jou help. Moses raak vreeslik benoud. Dit kan mos nie wees dat die Here bedoel dat hy hierdie verskriklike belangrike werk moet doen nie. Hy is dan net 'n doodgewone skaapwagter. Nee, Here, ek kan nie dit doen nie. U weet dan dat ek nie eens goed kan praat nie. Stuur liewer iemand anders. Niemand sal na my luister nie, Here. Moses, Sê God. ek het jou gesê dat ek jou sal help. Ek sal jou broer Aaron vra om saam met jou te gaan, want hy kan baie goed praat. Toe besluit Moses om na die Here te luister. Hy weet
dat die Here weet wat die beste is. Van toe af was Moses nie meer 'n skaapwagter nie. Hy het die leier van sy mense, die Israeliete, geword. Ja, ons sal ook moet leer, net soos Moses, om die Here te vertrou, omdat hy baie beter weet as ek en jy. Ons moet onthou dat dit nie vir God saak maak of ons 'n doodgewone skaapwagter soos Moses is, of 'n baie belangrike persoon soos prinses Diana nie. Ons almal is vir hom ewe belangrik. Onthou om gereeld vir hom dankie te sê daarvoor. En ons moet hom ook vra om ons gewillig te maak om vir hom te werk as hy ons vra. Is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer.